Kom ons sit net so vir 'n paar oomblikke net saam bid. Hemelse Vader, ons dank en eer U, dat U vanmôre ons Hemelse Vader is, en dat ons die sekerheid het deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf en uitgeroep het, dit volbring, dat ons met vrymoedigheid na U kan nader, om genade en barmhartigheid te verkry, om op die regte tyd gehelp te word. Baie dankie vir die tere Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Heilige Gees wat in ons harte kom woning maak, die oomblik van wedergeboorte. Here, en dankie dat U Gees ons lei in die volle waarheid. Baie dankie dat U vanuit die woord U self openbaar as die genadige en barmhartige God, die God wat groot is van lankmoedigheid en goedertierenheid, die een wat vir ons sê, kom na my en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Baie dankie Here dat U woord ook vir ons baie duidelik sê, dat U 'n heilige God is, 'n God wat sonde nie kan verdra nie, en as ons kyk na Golgotha en ons sien hoe Christus verbruisel is, terwille van ons oortredinge, dan wil ons vanmôre voor U buig en vra, Here, heilig ons, verander ons, vernuwe ons, sodat ons meer sal word soos ons dierbare Here Jesus Christus. Dankie dat U die woord gebruik as hierdie primêre manier, waardeur U ons harte aanraak, en waardeur U ons lewens verander. Daarom sê die Bybel, hoe lieflik is die voete van hulle, wat die evangelie van vrede verkondig. Daarom pleit ek, Here, dat die waarheid van U woord vanmôre ook tot ons harte sal spreek, dat U spreker en hoorder op 'n besondere manier naby sal wees, dat dit vir ons maklik sal maak om te luister, dat ons ingestel sal wees om te luister, dat ons gewillig sal wees om te doen, en dat ons hiervandaan sal uitbeweeg en getuies vir U sal wees in hierdie krom en verdraaide geslag. Dis een ding wat hierdie wêreld nodig het, dit is kinders van die Here, wat sal uitgaan om vir hulle te sê, dat Christus red, die grootste van sondaars. En baie dankie Here vir die getuienisse van mense wat kan getuig en sê, eens was ek duisternis, maar nou is ek lig in die Here. Help vir ons Here om hierdie getuie uit te dra, om nie te praat oor onsself of ons ervarings nie, maar oor Christus en hom as gekruisigde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees vanmôre hier by ons. Amen. Nou vriende, glo het of nie, ons is nog steeds by Genesis 1. Jy sal ook reken, ek trek terug en ek is nog steeds by dieselfde hoofstuk. Bybel, die eerste boek in die Bybel, Genesis die eerste hoofstuk. Ons is vanmôre by ons derde boodskap oor die fundamentele waarhede vanuit die boek Genesis. Dis belangrik, ek het vir U gesê dat ons 'n goeie fondasie sal lê vir ons Christelike geloof. En dit ek vir U gesê so 'n paar weke terug, as ons nie Genesis kan glo nie, dan kan ons die res van die Bybel nie glo nie. Ons kan nie besluit ons begin glo hier by Exodus of by Matteus of by een of ander gedeelte in die Bybel nie. Vir U vertel van een van my vriende wat my gekontak het op 'n stadium, en toe ons praat, toe sê hy vir my, luister, ek lees nie meer die Ou Testament nie, want ek is nou onder die verbond van die Nuwe Testament, en het ek vir U gesê, vriende, dit is regtig 'n dwaas wat so praat, want die groot deel van die Bybel is die Ou Testament, waar God homself openbaar, waar hy die fondasie lê vir ons Christelike geloof, en waar die Here ons kom leer, wat dan ook die vervulling is van hierdie beloftes in die Ou Testament, in homself, die persoon Jesus Christus. En ons gaan vanmôre so 'n paar verse lees, en dan gaan ons vanmôre stil staan by die fundamentele waarhede, soos vervat in die boek Genesis, deel 3, as U deel 1 en 2 gemis het, moenie bekommerd wees nie, dis op ons webtuiste, dis op YouTube, dis op ons Facebookblad, so U is baie welkom om dit dan te kyk. Nou, ek hoor nou die ou sê vir my, Facebook is bakkiesboek. Weet ek nie waar hulle daan kom nie, seker omdat 'n ouma praat van iemand se gesig as sy bakkies. Nee, ek weet nie of dit so is nie, ek hou nog steeds van die Engelse woord, die Facebookblad, daarop is die boodskappe dan ook aangebring. So kom ons lees uit die standaardvertaling van die Bybel, die 33-53 vertaling. Daar staan in die begin, het God die hemel en die aarde geskaap, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis die nag genoem, en dit was aand, en dit was môre die eerste dag. Vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee,
en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou, u het gesien wat president Donald Trump die week geteken het, en almal is kwaad vir hom. En al wat hy gesê het, man is man, vrou is vrou. Dis nie rocket science nie, vriende. En tog is die wêreld nou in opstand oor dit, want u sien ons daar totale verwronge beeld van die mens, omdat ons nie verstaan wat God in sy woord vir ons sê nie. As ons God se woord lees en verstaan, raak dit heel eenvoudig en maklik, om dan te sien wat die normale orde van die lewe is. Vers 28 sê, en God het hierdie man en vrou geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En dit was so. Jy sien God, alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. 'n Paar verse uit Genesis 2, soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën, geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Ons lees vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Here God het in die aarde geformeer, al die diere van die veld, en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien, hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So die mens daar name gegee aan al die vee, en aan die voëls van die hemel, en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind, wat by hom pas nie. Baie besondere gedeelte in God se woord. Nou het jy al gedink daaroor, waarom het Adam vir die diere name gegee, en was Eva nie by nie? Jy kan nou daaroor dink en redeneer, maar ek dink, as Adam sê leeu, dan sal die vrou sê, Adam, ek dink kom ons noem hom tier. Nee Eva, ons noem hom leeu. En so sal dit miskien dekade of 2 of miskien langer gevat het om vir die diere name te gee. So die Here het gekies dat Adam die name gee, en toe Eva by toneel verskyn, het sy dan net die name so gevind. Net so ou tong in die kies gedagte. Nou vriende, kom ons gaan vanmôre stilstaan by ons teks en oordenking. Ons gaan weer stilstaan by Genesis 1 vers 1, daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons tema vanmôre dan is fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis. U sal sien deel 3. Nou ek gaan ook baie kort oorsig met u hanteer, vriende, om net vir u te bring op hierdie punt waar ons verstaan, waar ons vanmôre dan sal aangaan met hierdie reeks boodskappe van in die boek Genesis. Nou ek dink nog of ek 'n reeks oor die evolusie gaan inwerk in hierdie boek en in die prediking van die boek Genesis. Daar is soveel vrae wat mense vra oor die evolusie teenoor die skepping, maar ek sal vir u op hoogte hou daarvan, en die gebed van my hart is dat die Here ook vir my wysheid sal gee. Maar u sal onthou, ek het reeds gepraat oor die gedagte dat ons vertrekpunt is, dat die Bybel God se onfeilbare woord is. Die Here self verklaar dat sy woord deur hom ingegee is, uitgeasem is deur God. So wanneer ons die Bybel lees, lees ons nie 'n boek wat deur 'n mens geskryf is nie, alhoewel God mense gebruik het om die boek te skryf, sê die Bybel vir ons dat die hele skrif is deur God vir ons ingegee. So ons gaan vanuit die veronderstelling uit, dat God se woord geïnspireer is deur die Heilige Gees, en ons het vir u oor genoeg redes gegee, waarom ons dit glo. Dis nie 'n sprong in die donker nie, dis nie 'n duim vashou dat ons tog hoop, die Bybel is die waarheid nie. Ons glo die woord van God is die waarheid, omdat God self het verklaar. Ons het met u gepraat oor die geregtelike bewyse, die wetenskaplike bewyse, die argeologiese bewyse, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, en daarom glo ons God se woord
eintlik maar net omdat God sê, dit is die waarheid. Ons het vir u gesê ook dat die eerste vers in die Bybel maak die aankondiging, in die begin het God dag gesien, die hemel en aarde geskape. Nou daar is baie vrae oor, waar kom God vandaan? Vriende, luister, God is 'n ewige nou. Hy voer 'n ewige selfbestaan en vanuit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. So vir u baie duidelik gewys dat God die ewige nou is. Hy het geskape, ons is sy skepsele en hy is die skepper. En luister, die evolusieleer is nie 'n wetenskaplike bewyste feit en die Bybel se verhaal van die skepping is 'n sprong van geloof in die donker nie. Nee, al twee is 'n geloofsoortuiging. Geen wetenskaplike, geen eerlike wetenskaplike sal by hierdie punt bly staan om te sê dat die evolusieleer 'n wetenskaplik bewyste feit is nie, want is 'n leuen wat oor en oor en oor al uitgewys is dat die evolusieleer eintlik maar 'n geloofsoortuiging is van mense wat God nie glo nie. So of jy glo vanmôre dat God jou geskaap het en hy is die ewige nou, of jy glo dat jy ontstaan het uit niks, of 'n eensellige organisme oor miljoene jare, en baie van hierdie mense wat glo aan die evolusie, glo dat as jy tyd koppel aan iets, dat dit nou iets meer gaan voortbring. Niks bring niks voort nie. Die Bybel sê God, die ewige nou, het geskape, en dis wat ons glo, en dis waarin ons vashou, want die woord van God verklaar dit baie duidelik. Ek het vir u gesê dat God het in 6 letterlike dae geskape. Hy is die enigste een wat kon sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ons vir u gewys, waarom ons sê 6 letterlike dae, ons vir u die tydskrifte, creationministries.com, en baie van hierdie boeke wat u kan lees, waar wetenskaplikes, eerlike wetenskaplikes, vir ons hierdie wetenskaplike bewyse na vore bring, dat ons nie anders te kan, as om te glo aan 'n 6 letterlike dae skepping nie. Die Bybel sê vir ons verder dat God alles goed geskaap het. Luister vriende, daar was nie eers 'n aarde, en toe 'n sondeval, en toe 'n nuwe aarde wat God skape nie. Hierdie aarde wat ons nou op woon, was die aarde wat God geskaap het. So daar was nie 'n gaping van miljoene jare tussen Genesis 1 vers 1, 1 vers 2 en 1 vers 3 nie. Kerke wil hierdie leuen vir ons kom leer deur 'n tyd te koppel waar die dinosourusse geleef het. Daarom dink ek, miskien moet ek maar 'n reeks bring oor die skepping teenoor evolusie, om vir u te wys dat God alles goed geskaap het, en dat nadat God alles goed geskaap het, die sondeval plaasgevind het, soos ons ook meer na sal kyk vanmôre. Ek het vir u gesê, God het alles geskape, vir sy doel, vir sy rede, tot verheerliking van sy naam, sodat die mens ook kan leer, dat vrede en veiligheid lê gesetel in die feit, dat ons hierdie God van hemel en aarde dien, en lief hê. Nou vanmôre gaan ek met u praat oor 'n paar gedagtes. Ek gaan 'n bietjie kyk na die gedagte van God het die mens as kroon van sy skepping aangestel. Hy het hulle geskaap en aangestel as die kroon van sy skepping. Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte, God het voor die sondeval bepaal dat die mens sal werk. God het van die begin af 'n dag van rus vir die mens eenkant gesit. God het van die begin af die mens gesê, luister na my en lewe, of rebelleer teen my en sterwe. So ons is besig met die 3de boodskap uit die boek Genesis, fundamentele waarhede, soos vervat in die boek Genesis. Ons lê die fondasie vir ons Christelike geloof, en die eerste gedagte vanmôre waarna ons gaan kyk is, dat God het die mens as kroon van sy skepping geskape en aangestel. Daar staan in God het gesê, Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Kom ons breek dit vir u op, in 'n paar kort gedagtes. Die Here die mens geskape, in die eerste plek na sy beeld. Nou ons het al daarna gekyk, ek gaan vanmôre so kort oorsig met u hanteer. Wat bedoel ons as ons sê, dat die Here die mens na sy beeld geskaap het? Ons het gesien, om te heers op die aarde, is belangrik. Ons gaan daarna kyk, om name aan die diere te gee, en dan om te vermeerder en die aarde te vul. So dis belangrik dat ons hierdie fundamentele waarhede sal raak sien. God het die mens as kroon van sy skepping daar gestel. Hy het hulle aangestel met 'n bepaalde doel. En vriende, die gedagte is net dat die Here ons na sy beeld en gelykenis geskaap het. Ek moet dit net weer vanmôre
kortliks hanteer, sodat u kan verstaan wat die Bybel vir ons wil kom leer, wat dit beteken om na die beeld en gelykenis van God geskape te wees. Baie van die 5 movement kerke sê, dat God en God het by mekaar gekom, en hulle het gode voortgebring, so ons is eintlik God. Ons is gode. As u die dwaallering en godslasterlike lering van hierdie mense gaan luister, dan raak jy benoud in hulle verstaan van die skrif. Want ek het vir u gesê, Johannes 4:24 sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ons lyk nie soos God nie. God het nie oë en ore en hande en voete nie. Die Bybel sê God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Jesus Christus, die God mens, het die gestalte van 'n mens aangeneem. Ons weet dit, die Bybel leer dit vir ons. Maar wat is die gedagte as die Here sê, ons is na die beeld van God geskape? Vriende, is baie eenvoudig. En hier sal sien ek het 'n glimlag die dag gesit. Die mens is anders gemaak as die diere in die sin, dat ons anders lyk. Ek hoor mense sê, dat hoe ouer jy is, en hoe langer jou hond by jou is, begin jy soos jou hond lyk. En ek begin dit glo, want ek sien baie mense, nie baie nie, daar is uitsondering op die reël, maar ja, of dit so is, weet ons nou nie. Maar die Bybel sê verder, ons het die intellektuele vermoë om te kan redeneer. Het jy al met jou hond probeer redeneer? Wie was suksesvol gewees? Ok. Die Here het ons geskaap om goed en kwaad van mekaar te onderskei. Hy het ons emosies gegee, sodat ons ook in sekere situasies emosies kan toon. En hoor nou, hy het ewigheid in ons siele geplaas. Ek weet vanmôre dat ons een of ander tyd sal sterwe, maar ons sal nooit ophou bestaan nie. Ons sal eendag tot in ewigheid, sal ons of in God se heerlikheid wees, of in God se oordeel. Onthou jy nog wat ons vir u gesê het, dat die mens is geskape na God se beeld, dat dink ons aan moraliteit, ons sin vir reg en verkeerd in die morele, God het dit in ons geplaas, ons rationaliteit, ons vermoë om te redeneer, God het dit in ons geplaas, spiritualiteit, ek weet nie van 'n hondekerk nie, ek weet nie van 'n kerk waar chimpansees vanmôre by mekaar kom, en die orang-outang staan voor en hy preek vir hulle nie, al wil ons die mens en die dier so graag by mekaar uitbring, die Bybel sê God het in ons die begeerte geplaas, en u is vanmôre hier, omdat God 'n begeerte in jou siel geplaas het, na waarheid, na sy waarheid, na homself. Die Here het dit in ons harte geplaas, ons kunsinnigheid om dinge te skep. Daar is nog nooit 'n Mona Lisa geskep deur enige dier nie. Die kunsinnigheid is in ons harte gevestig, die Bach en Vivaldi en al hierdie musikante, die Here het hierdie goed in ons harte geplaas. En dan is ou Eben ook nog daar, waar hy gitaar so mooi bespeel. En dan die geregtelike sin, die hele regstelsel wat ons geskep het, 'n gevoel van reg en verkeerd op wetlike gebied. Nou vriende, jy mag miskien vra nou, wat is die verskil tussen ons moraliteit, die sin vir reg en verkeerd, in die morele en die geregtelike sin, die hele regstelsel wat God ons gegee het om te skep? Jy word nie vandag toegesluit as jy horeer nie. Maar God sê, as jy horeer, staan jy skuldig voor hom. En hy sê jou eendag oordeel daarvoor. Alhoewel die land jou nie toesluit, die landswet sê, jy word nie toegesluit daarvoor nie, is nog steeds 'n oortreding teenoor God. Daarom is die morele wette daar, en die geregtelike wette. Dit wat die Here vir ons stel in die regstelsel, en die Here die mens na sy beeld geskaap om hierdie goed daar te stel, sodat ons 'n sinvolle bestaan kan hê. Verder het die Here ons, onthou het ons na sy beeld geskape, maar het ons ook geskape om te heers oor die skepping en die diere. God het ons as kroon van sy skepping daaroor aangestel, net dit behoort elke evolusionis aan die hart en verstand te gryp, oor hulle dwaase uitlating dat ons van diere afkomstig is. Vriende, God het in geen onduidelike taal die onderskeid getref nie. Ek vra u die vraag, waarom wil 'n mens so graag van 'n dier afkomstig wees? Waarom? Ons kinders 'n klompie jare terug in die skool begin leer, so 30 jaar terug, dat die evolusie die waarheid is en dat hulle eintlik van diere afkomstig is, en vandag tree hulle soos diere op by die skool, steek mekaar met messe, daar is verkrachtings, daar is aanranding op onderwysers en onderwyseresse, en ons vra, wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? Die oomblik wanneer jy 'n kind leer, dat hy geskape is, of dat hy voortgekom het op 'n ander manier, as dat God hom geskaap het, gee hom eintlik hierdie vrypas om te doen, net wat hy wil, en hy reken wat hy doen is reg. Ons het nodig om terug te kom by die standaard van God se woord, dat elke kind sal weet,
dat God hom geskaap het. God het hom geskaap met 'n spesifieke doel. En die doel is nie selfvervulling of selfverheffing nie, maar Godverheerliking. Verder sê die Bybel vir ons, God het ook verder die vermoë aan die mens gegee, nie net om te heers nie, maar ook name te gee. Soos die mens die dier noem, so sal hy wees. Ek het nog nooit, en vriende, dit klink miskien nou, of dit nou na 'n dom redenasie klink, maar ek wil vir u sê hoe redeneer die wêreld. Die wêreld reken dat die mens en die dier gelyk is aan mekaar, maar ek het nog nooit 'n dier gesien wat geredeneer het oor sy naam nie. Ek wil nie 'n bok wees nie, ek wil nie 'n leeu wees nie, ek wil nie 'n tier wees nie, of verander my naam. Jy vind dit nie in die diereryk nie. Waarom nie? Want hulle het nie die vermoë daartoe nie. En God het vir hulle gesê, vir die mens gesê, jy noem die diere, en so sal die dier se naam bly. Daar is nie opsie nie, daar is nie 'n debattering oor die saak nie, want die mens is bo die dier. God het hom aangestel as die kroon van sy skepping, om ook name aan die diere te gee. Jou hond by die huis het 'n naam, né? Hy is nie gebore met die naam nie. Jy het dit vir hom gegee. En die hond is tevrede. En die hond reageer as jy hom roep op die naam, behalwe nou ons hondjie. Hy het al 'n paar name gehad, maar dis 'n saak vir 'n ander dag. OK, al probeer vriende ons ook wat, en al werk ons ook hoe hard, om die chimpansee of die dier mens te maak, hy bly dier, want God het dit so bepaal. Die laaste gedagte, die Here het ook verder aan die mens die opdrag gegee om die aarde te vul en te vermeerder. Ek en my vrou praat gister daaroor, is my hartseer deesdae. As daar 'n huweliksplegtigheid is, dan sê die uitnodiging, die mense word genooi, maar die kinders is nie welkom nie. Geen kinders by hierdie huwelik nie. Dan dink ek by myself, magties man, vir wat is die huwelik daar? Ja, man en vrou moet mekaar geniet, maar as my kind nie welkom is daar nie, by die ordening wat God daar gestel het, man en vrou, vanuit julle sal daar vermeerdering plaasvind. Vir wat het ons huwelike nog? Waarom kan die kinders nie sien wat God as hoog geag het, en wat saamgevoeg moet word nie? Waarom wil ons kinders heeltyd uitskuif? Julle is nie welkom nie. Sê vir my vrou, daar kan een rede wees, is miskien omdat kinders nie meer opgevoed is nie. Maar mag ons nie in hierdie duiwelse trend verval, om ons kinders heeltyd weg te hou van elke funksie, en elke ding wat die kerk en die ordeninge van God daar stel, omdat die kinders nie welkom voel, of welkom is nie. Die Here sê, die man en die vrou is geskaap om die aarde te vul en te vermeerder. Luister, God het een man vir een vrou geskape, die huwelik gegee, en vanuit die huwelik, of hierdie liefdesverhouding van die huwelik, word kinders gebore, en jy sal sien, nog heeltyd is daar glimlaggies, né? Okay, nou is daar 'n vingerwysing. Dis nou nie my vinger wat wys nie, maar ek kom my wyse kom maar. Luister vriende, ek sê dit vanmôre vir u dat u kan verstaan. Ons is nie diere wat paar nie, maar die kroon van God se skepping wat God se opdrag uitvoer om te vermeerder en te heers oor sy skepping. Dit lyk vir my of ons as mense diere raak. Jy sien daar die vrou jag haar, daar's gemeenskap wat plaasvind en jy draai om en jy vee jou mond af en jy gaan aan met jou lewe asof niks gebeur het nie. God haat dit. Hy haat hoerery. Hy haat dit as 'n man nie sy saak moet God reg het in hierdie saak, of as 'n vrou haar saak moet God nie reg het nie. Ons is nie diere nie. Ons is mense. Daarom het ons 'n gewete van God gekry. En daarom moet ons in hierdie opsig eerbaar voor die Here wees. Gedagte dat ons die aarde moet vul en vermeerder. Nou, ek en my vrou was 2 toe ons begin het. Ons is nou baie, né? 9 uit 2. Wonderlik hoe God se plan werk en die liefde wat ons onder mekaar kan hê. Die tweede gedagte. Iemand vra my vanmôre nou, hoe gaan jy luiheid by jou boodskap inbring? Toe sê ek, wag en sien. Nou wag en sien, hier kom dit nou. Die Bybel sê God het voor die sondeval bepaal dat ons sal werk. Onthou, ons is besig met fundamentele waarhede. Ons nou reeds die fondasie gelê, wie God is. Die Bybel is die waarheid. Die Here het baie duidelik geskaap en alles wat's goed gewees. Hy het die mens geskaap om die mens te verheerlik. Ons is besig om hierdie fondasie te lê. Ons is besig om hierdie huis te bou. Ons moet later die dak opsit, dat ons kan verstaan waar ons as kinders van die Here vandaan kom en wat die Here se plan met ons lewe is. Voor die sondeval
het die Here bepaal dat die mens sal werk. Nou as jy môreoggend opstaan, en die wekker gaan af, en die son het nog nie uitgekom nie, en jy is knorrig daaroor, dink aan my boodskap, voor die sondeval het God bepaal dat ek en jy sal werk. Hoor dit sê die Bybel. Genesis 2 vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om het te bewerk en te bewaak. Wanneer het die sondeval plaasgevind, Genesis 3, Genesis 2, om het te bewerk en te bewaak. Die woordjie bewerk is die woordjie abat. En die eenvoudige verklaring daarvan is to work, om te werk. Belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. Luister gou. Wie was die eerste 2 seuns? Kom ek vra u nou bietjie, want ek sien julle kyk my vanmôre. Wie was die eerste 2 seuns wat gebore was? Kain en Abel, het hulle gewerk? Wat het hulle gedoen? Die Bybel sê die een was 'n skaapherder en die ander een was 'n landbouer. Die Here sê bewerk en bewaak. Na die sondeval is daar moeite wat by ons werk gekom het, maar nog steeds is die opdrag, ons moet die aarde bewerk. Daar moet sekere aksies van ons wees om dan te werk. Psalm 128 vers 2 sê, die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet, gelukkig is jy, en dit gaan goed met jou, en dit gaan met jou goed. Belangrik dat ons sal sien, dat die Here voor die sondeval bepaal het, dat die mens sal werk. Nou ek is besig met die reeks boodskappe van die boek Spreuke, die daaglikse oordenkings. Nou ons trek nou by Spreuke 28. Nou vriende, ek het bietjie na gaan kyk hierdie week, 13 maal in na die paar hoofstukke praat Salomo oor die luiaard. So die Bybel sê vir ons, Spreuke 6 vers 6, gaan na die muur luiaard, kyk na sy weë en word wys. Waarom sal die Here vir ons na die muur verwys? Omdat die muur 'n harde werker is. 'n Muur doen baie meer en hy dra baie groter kapasiteit as sy eie liggaamsgewig. Daarom sê die Here vir die mens, gaan na die muur, kyk na die skepping, word wys en doen wat God vir jou sê. Sit ure in, sit tyd in, werk, dis nie 'n straf nie. Dis 'n seën van God om te kan werk. Spreuke 13 vers 4 sê, die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. Hierdie week sal daar oordenking wees uit Spreuke 28, wat handel oor die gedagte, drome sit nie kos op die tafel nie. Ons kinders droom. Hulle gaan enige Ferrari ry. En hulle gaan bly in daai 3 verdieping huis by die see. Huisie by die see. Hulle droom, en as hulle 35 is, bly hulle nog by pa en ma in die huis. En hulle eet pa en ma bankrot. En hulle het nog nie werk nie, want hulle droom van hierdie Ethiopië wat hulle te beurt gaan val. Luister, die Here sê, werk. Daar moet werk wees wat jy doen. Ons mag nie lui wees nie, ons mag nie lui wegsteek nie. 'n Luiaard begeer, 'n luiaard droom heeltyd, maar daar's niks op die tafel nie. Spreuke 20 vers 4, en die hers ploeg die luiaard nie. En verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie. Die Here het 'n groot probleem met luiheid. Waarom? Want hy het die opdrag gegee voor die sondeval dat ons sal werk. Nou sê die Bybel vir ons in Spreuke 22:13. Dat is my aangrypend, die luiaard sê daar is 'n leeu buitekant. Ek kan in die middel van die strate gedood word. Wat die skrywer eenvoudig hier vir ons wil sê is dat hierdie man enige verskoning op die aarde sal soek om nie te gaan werk nie. En ek wil net ietsie noem vir u vriende. Dis hoekom ek 'n geweldige probleem het met bedelaars. Dis my 'n probleem deesdae dat die kinders by die straathoeke staan, hulle is 15 en 18 en 20 en hulle bedel. Die oom wat met sy sigaret in sy hand staan en sy bordjie, ek is werkloos and God will bless you when you give to me. Jy subsidieer sy sonde. As hy kan rook, kan hy kos koop met daai geld. Luister, luiheid in die Bybel en reg deur God se woord en die geskiedenis is iets waarteen God eintlik geweldig sterk praat. Daarom ek vanmôre vir jou vra dat jy as jy bely is 'n kind van die Here, dat jy nie lui sal wees nie. Ek weet daar is omstandighede waar mense werkloos raak, ons weet dit. Maar dit het niks te doen met luiheid nie. Ons gedagte is hier baie duidelik in die woord dat God het voor die sondeval bepaal dat die mens sal werk. Daarom stel jou eer daarin om te werk. 1 Tessalonisense 4 vers 11 sê, en julle eer daarin te stel, om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel
teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Wat 'n voorreg om aan die einde van die maand 'n salaris te verkry, vir jou gesin te sorg, te gee vir die werk van die Here. God te dank vir die nodige liggaamskrag wat hy jou gegee het, en ten spyte van die moeite en die verdriet wat gepaard gaan met werk, die Here te eer vir die feit dat ek kan werk. Dis 'n basiese beginsel wat die Here vir ons neerlê om 'n sinvolle samelewing te kan hê. Die derde gedagte, God het van die begin 'n dag van rus bepaal. So vir die workaholics vanmôre, daar's vir julle ook 'n boodskap hier. Daar moet ook 'n dag van rus wees. Party ouens sê, luister, die Here het gesê ek moet werk, so hy werk 7 dae 'n week, jaar in en jaar uit, en op 45 gee sy liggaam in. Hy kry 'n beroerte of iets gebeur. En luister, gaan kyk maar. Hoeveel jong manne loop langs die pad, hulle probeer daai liggaam saam sleep, soos die deel van sy liggaam lam geword het, want hy het alles gedoen om by mekaar te maak, en hy het God se opdrag nie nagekom, om ten minste 1 dag 'n week te rus nie. Rus is nie sonde nie. Dis 'n opdrag van die Here. Kom ek lees vir u. Genesis 2 vers 1, soos dan voltooi die hemel en die aarde met hul ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Nou het God rus nodig, is die vraag wat ons vra. Mense lees hierdie gedeelte en sê maar, as God rus nodig het, is hy nie die almagtige alleenwyse God nie. Dan is hy nie die een wat die alvermoë het nie, want hy het rus nodig gehad. Nou vriende, wat is die konteks, wat is die verklaring hiervan? Ek dink dit is baie eenvoudig. Dr. John MacArthur skryf, hy sê, God certainly did not rest due to weariness, rather establishing the pattern for man's work cycle. He only molded the need for rest because the Bible tells us, en dan sien ons in Jesaja 40:28, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Ek dink persoonlik, en dit staan nie in die Bybel nie, en ek wil nie tussen die lyne lees nie, en ek het ook nie die Bybelkode boek gelees, en ek sê vanmôre vir u, dis wat die Bybelkode sê nie, ek sê vir u 'n opinie uit my hart. Ek dink op hierdie Sabbatdag, of op hierdie 7de dag wat God gerus het, en saam met die mense in die tuin was 'n besondere tyd van gemeenskap met mekaar, waar God met die vrou en die man gewandel het. 'n besondere dag van verryking, verkoking, waar mense liggaamskrag weer versterk en vernuwe was. Ek dink dit was 'n besondere tyd gewees, want die Here het dit so bepaal, dat daar 'n dag van rus sal wees. So as die Here vir ons sê dat hy gerus het op hierdie dag, hoe is dit op ons van toepassing, as hy nie moeg of mat word nie? Die Bybel sê in Psalm 121 vers 4, kyk die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Vriende, ons Skepper het geweet hoe ons saamgestel is. En ons Skepper het geweet, ons kan nie 7 dae 'n week, jaar in en jaar uit aangaan nie. En ons Skepper het geweet, ons het 'n dag van rus nodig. Daarom sê in Eksodus 20, die 8ste vers, hy sê, gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag, vers 11, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarop het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Wat is die patroon, vriende? Party van ons werk skofte. Party van ons werk ongereelde ure. Ons kom op die Sondag, dan moet ons begin werk, en vanaand wanneer almal gaan rus, dan kom ek by die huis en ek rus saam. Die volgende dag gaan werk almal, dan is ek by die huis, want ek werk skofte nie. Jare in die polisie was dit so by my gewees. 4de aangewerk, 4de afgewerk, 12 uur skofte. Wat is die beginsel? Die Here wil vir ons iets kom leer. Daar moet 'n dag in die week wees, wat ek eenkant sit is. Ek hierdie liggaam van my rus, en ek het so 'n bietjie gaan kyk na mediese joernale en artikels wat hierdie mense skryf. En hulle sê baie duidelik dat selfs die wetenskap bewys dat rus vir die mens noodsaaklik is, sodat jou liggaam kan herstel, sodat jy geestesgesondheid kan beleef, en dat jy net weer, die Engelsman praat van die woord regroup, net weer dinge saamvat om die nuwe week te begin. Die heilige God van hemel en aarde het geweet dat die mens rus nodig het. En as jy werk, moet jy rus. En as jy rus, word jou krag weer vernuwe. Ons sien daar in Jesaja 58, 13 en 14.
as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Ons praat baie keer van die goeie ou dae. Praat u daarvan baie keer? Ons sonde wat ons moet bely, né? Want die Here sê die vorige dae is nie beter as hierdie dae nie. Maar waarom het die ou dae na sulke goeie ou dae gelyk? Want ons ouers was meer gehoorsaam aan God. Ek onthou toe ek op huis was, daar was nie 'n redenasie oor, gaan ons Sondag kerk toe of nie. Sondagoggend het die mikrobus my ma gevat en gery, en ons 6 kinders was in, en dan sê die kinders van die gemeente gaan optel in 'n sekere gebied wat ons opgetel het. Dan was ons by die kerk, dan was ons by die sonnaskool, dan was ons by die aanddiens gewees. Dit was net 'n rustiger lewe. Jy het net so bietjie afgeskakel. Jy het geweet Sondag is die dag saam, en dan die Sondagmiddag, ek sal nooit vergeet nie. Sondagmiddag het ons parkie toe gegaan, en daar was kossies gepak gewees, en ons het daar by die park rondgehardloop en gespeel, en ek weet ons kan nie park toe gaan vandag nie. As jy daar kom, sê jou kos weg wees, en jou wiele sal afgesteel wees, en heel moontlik jou beursie ook. Maar die beginsel is, neem tyd met jou gesin, rus bietjie, leer vir hulle dat een dag in die week noodsaaklik is vir rus. God het dit so bepaal, dis 'n fundamentele waarheid. Dis iets wat ons in ons lewens moet hoog ag. En dan die laaste gedagte waar ek by wil stil staan. God het van die begin af aan die mens gesê, luister na my en lewe, of rebelleer teenoor my en sterwe. Genesis 2:16, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou vriende, wat is die verskil tussen 'n bevel en 'n voorstel? 'n bevel moet jy doen, 'n voorstel kan nog oor gepraat word. Jy kan sê, maar luister, ek stem nie heeltemal saam met hierdie voorstel nie. God se bevel is direk. Hy sê vir Adam en Eva, kyk na my, verstaan jy? Van hierdie boom sal jy nie eet nie. En hierdie boom, vriende, nou sê mense, was 'n appelboom, was 'n peerboom, dan sê ek, jy mis die punt. Het gaan nie oor die boom nie, het gaan nie oor die vrug nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Gaan u maar vandag na die klinieke in die wêreld, die geestesinrigtings, hierdie mense wat heeltemal, ek wil amper sê, irrasioneel begin doen en dink, en jy sal 9 uit die 10 keer agterkom, dis omdat hulle God se woord en se wet verontagsaam het. Want ons gewete begin roep na die hemele, wanneer ons God se bevele verontagsaam. Nou sê die Bybel vir ons, Adam en Eva het gedink, hulle weet beter as die Here, hulle het gedink dat die duiwel eintlik vir hulle beter plan het as wat God vir hulle het, soos die duiwel ook vandag vir ons jong mense en ons kinders en ons middeljariges beloof en sê, luister, as jy hierdie sonde doen of daardie sonde doen, dan gaan jou lewe vervuld wees. Dan sien ons die hartseer gevolge van aborsies, buiteegtelike swangerskappe, diefstal, ligsinnigheid, aanrandings, dwelmgebruik en misbruik, drankmisbruik. Ons sien al hierdie goed wat ons kinders se lewens vernietig, ons middeljariges en ons ou mense. Waarom? As God 'n bevel gee, is dit nie 'n voorstel nie. Dit is 'n opdrag. Luister na my en jy sal lewe. Bybel sê Adam en Eva het nie geluister toe God gepraat het nie. Hulle kyk na die boom, nadat die duiwel vir Eva gesê het, as jy hierdie boom eet, sal jy net soos God word. En die Bybel sê, hierdie boom was 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem sy vrugte en eet. En gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Ek het altyd vir Adam kwaadlik geneem en gedink myself, Adam, kon jy nie dink nie. Toe Eva vir jou die vrug gee en jy sien die boom en jy sien waar die boom gelees, kon jy nie jou verstand gebruik het nie. En na al die jare wat ek getroud is, verstaan ek Adam baie beter. Hy het geëet. Vers 11 sê en hy sê, weet jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Weer 'n keer die gedagte van die bevel. God gee ons 'n bevel, moenie eet nie. En hoor wat sê die Bybel vir ons? Genesis 5 vers 5. Genesis 3 is die sondeval, Genesis 4, Kain slaan vir Abel dood, Genesis 5
So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar en hy het gesterwe. Die loon van die sonde is die dood. Ene is op pad graf toe, omdat sonde deel geword het van ons lewe. Hoor wat sê Deuteronomium 32:45? En toe Moses met al hierdie woorde die hele Israel klaar toegespreek het, sê hy vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit julle kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. Hoor nou, want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe, en deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waar julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Dis nie vergeefse woorde nie. As jy vanmôre dink die Bybel is uitgelateer, is 'n boek wat ons eenkant moet sit en ons het nie nodig om meer te lees uit die Bybel nie, dan wat vir jou sê, dan is jy ver verkeerd. Dis juist wanneer ons die boek toehou, dat ons geestelik nie kan groei, dat ons nie kan verstaan, dat ons nie kan sin maak van hierdie lewe nie. God se woord is sorgvuldig saamgestel, daarom sê Levitikus 18 vers 5, hou dan my insettinge en my verordeninge, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe, ek is die Here. Vriende, as ek as pa vir my kind 'n opdrag gee, dan wil ek graag hy moet dit nakom. Hoeveel te meer as God 'n opdrag gee vir ons as mens. En ons sien die hartseer, die verwoesting in Suid-Afrika en wêreldwyd, omdat mense nie luister na wat die Here in sy woord vir ons sê nie. Dis vir my so aangrypend as ek dink die Here sê in Deuteronomium 4 vers 1, luister dan nou Israel, luister dan nou gemeente in Berea, luister dan nou Suid-Afrika en Amerika, en so kan ons die lande noem. Luister dan nou na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee om in besit te neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel, weer eens die bevel, die opdrag. 32 maal in die boek Deuteronomium lees ons, luister na die woord van die Here. Luister en jou siel sal lewe. Dr. Solly Ostrowek sê in sy boekie Vertrou op God, nou ek is nie 'n aanhanger van hom nie, ek lees nie sy boeke nie, maar hierdie aanhaling wat ek van hom gesien het my baie getref en ek het besluit om dit saam te bring. Hy sê dit is gerusstellend om in hierdie tyd van asemrowende veranderinge te weet, dat die woord van God die een groot onveranderlike waarheid in ons wêreld is. Ek gaan vir u weer lees. Dit is gerusstellend, dit maak jou hart rustig, om in hierdie tyd van asemrowende veranderinge, en ons almal snak na ons asem, soos dinge voor ons verander. Luister, die wêreld het kens geword. Dis asof almal heeltemal die mekaar geraak het in hulle redenasie vermoë, in hulle verstaan van die daaglikse omgang van die lewe. Hy sê dit is gerusstellend om te weet dat die woord van God die een groot onveranderlike waarheid in ons wêreld is. My pa, se pa het hierdie boek gelees. My kinders, se kinders. As God vertoef om te kom, sal hierdie boek lees. Of, jy sal die boek verontagsaam en die bittere vrugte pluk van rebellie teenoor God. Want die Bybel sê vir ons in Psalm 119:89, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Hierdie woord van God is onwankelbaar, dis in sement gegiet. Dis noodsaaklik om God se woord te lees en jou lewe daarvolgens in te rig, sodat jy nie met hartseer gevolge dan sit en leef nie. Gedagte dat ons vanmôre hanteer het, God het die mens as kroon van sy skepping gestel, God het die sondeval, voor die sondeval bepaal dat die mens sal werk, 'n dag van rus en luister en jy sal lewe of rebelleer en jy sal sterwe. Vriende, vanmôre wil ek afsluit met hierdie woorde, die veiligste plek vir die mens op aarde, jonk, middeljarig en oud, die veiligste plek op aarde is om naby God se woord te leef. Vanuit sy woord openbaar hy homself as die heilige en genadige God onder wie se vleuels ons skuil. Luister en jy sal lewe. Jesaja 1 vers 19, as jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet.
Maar as jy weier en wederstrewig is, sal jy deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Ek lees nou die dag die verhaal en ek sluit daarmee af. Een van die ryk mense, ryk man in die wêreld, hy's ook 'n TV-persoonlikheid, los maar sy naam. Hy en sy seun is saam in besigheid, en sy tweede seun het vir 'n kort tydjie op die program verskyn, wat hy dan ook uitsaai elke week. En op 'n stadium toe lees ek die hartseer verhaal dat hierdie jong seun wat letterlik die wêreld aan sy voete gehad het selfmoord gepleeg. Ek dink myself, kom sal dit gebeur? Ek besef op daardie stadium terwyl ek lees, dat al het jy die skatte van die wêreld, en jy het nie Christus nie, dan is hierdie leemte in jou siel nog steeds daar. Waarom? Want Augustinus het gesê, man's soul is restless, until it find rest in thee. Die mens se siel is rusteloos, en hy bly soek, en hy bly smag, en hy bly honger. En niks van hierdie wêreldse dinge kan hom versadig nie. Maar net God self. Deur die waarheid van sy woord, die wederbarende krag van die Heilige Gees, en die waarheid van die woord wat in ons lewens ingebou word. Mag die Here ons genade gee om hierdie fundamentele waarhede te verstaan, dit ter harte te neem, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef dat ons nodig het om die fondasie reg te lê voor ons lewe as u kinders tegemoet kan gaan in hierdie wêreld wat so die mekaar is en so vasgevang is in sonde. Ek vra u, Here, help vir my. Help vir elkeen wat hier sit vanmôre, jonk en oud, dat ons die waarheid van u woord sal omhels, sal liefkry. Dat ons sal besef, God het ons geskape vir hierdie doel om hom te verheerlik, sodat ons hom in sy heerlikheid eendag kan sien, om die mooi so van hom te verkry. Help ons om nie hierdie kortheid op aarde te vermors en te verspeel, en eendag by u te hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Hierdie is harde, maar ook 'n liefdevolle waarskuwing. Dis 'n tydige waarskuwing, is 'n boodskap van hoop, vir elkeen wat soekend is. Want Here, u woord gee lewe, en lewe in oorvloed. Dankie vir u groote genade oor ons, en dankie dat net u Gees harte kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons kan lei in die volle waarheid. Here, seën ons, gebruik ons, stuur ons lewe in 'n rigting van vreugde en blydskap met u woord as ons fakkel. Here, in u Gees wat ons daagliks in staat stel om u te verheerlik in alles. Amen.